Kom uit Matteus 3 vanmôre. Ons gaan voort met ons reeks uit Matteus, hoofstuk 3 dan nou en die eerste helfte daarvan. Volgende week as die Here wil, gaan ons spesifiek praat oor Johannes die Doper se doop en waarskynlik oor die doop oor die algemeen. So vanmôre kom die doop al reeds ter sprake in hierdie gedeelte, maar ons laat dit oorstaan na volgende week toe. En dan streng gesproke is dit Hervormingssondag, volgende Sondag, so ons sal daaroor ook praat. En dan daarvan af verder nog met hoofstuk 4. Wanneer ons hoofstuk 4 voltooi het, sal ons dit stop en dan teruggaan na Exodus toe. En Exodus weer gaan optel waar ons dit gelaat het en dan dwarsteer Desember heel waarskynlik met Exodus besig wees. By Matteus 3 lees ons dan vanaf vers 1, ons het verlede week tot by hoofstuk 2 vers 23 gevorder. Nou gaan ons oor na 'n geweldige gedeelte. Ek het gedink vanmôre toe ek dit deurgaan weer, hoe moet 'n mens daaroor praat? Wel, wees bly u sit in die bank en dat u nie nodig het om daaroor te praat nie. Dis die voordeel van 'n lidmaat wees. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, verskoon tog, ek dink ek wil die skriflesing ook opneem, verskoon my tog net, ek gaan net weer van vers 1 begin, ek gaan die skriflesing opneem. Ons lees Matteus 3 vanaf vers 1. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een dis Johannes die Doper, is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het, iemand roep, Jesaja 40, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom, nota bene. Kyk daarna. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn van God kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, en hier is 'n fout in die vertaling. Die oorspronklike vertaling sê tot. Is daar iemand wat die 53 vertaling het? Wat sê hy? Vers 11. Tot, daar is hy, weer die 2020 vertaling. Wat sê hy, Beulah? Met die oog op. Daar sê hy, ja. So met ander woorde, daar staan, en dis volgens die oorspronklike, ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand.
Ons lees dan net tot sover en dan volgende week, as die Here wil, verder. Matteus 3. Wie weet wat die vorige profeet voor Johannes die Doper was? Wie was hy? Wie? Maleagi. Ja, tussen Maleagi en Johannes die Doper, dit weet almal, ek sê dit maar net vir 'n inleiding dat dit mooi klink, maar tussen Maleagi en Johannes die Doper was daar, wie sê jy hier, ja? 400 eeue. 400 jaar, 4 eeue. 4 eeue, jy's reg. Tussen Maleagi en Johannes die Doper se profetiese bediening was daar 4 eeue van algehele stilte, waar daar geen profeet en openbaring van God was nie. Kan jy dit dink vir 4 eeue? Ek wil nou amper vra, wie's 90 hier in die diens? Ek weet nie of hier 90-jariges is of wie, sommige wat dalk naby is, en dis lank. 80 is lank, 90 is lank, maar wat van 400? Daar was geen profeet en geen openbaring vir 4 eeue nie. So jy kry in jou Bybel, kry jy aan die einde van die Ou Testament kry jy Maleagi, en dan kry jy 'n skoon bladsy, daar's hy, dis 400 jaar, en dan kry jy daar Matteus, en daar begin Johannes die Doper. So Johannes die Doper was 'n Ou Testament profeet. Jy vang mense so uit, jy vra hulle, wie was die laaste profeet van die Ou Testament? Dan dink jy, ouens, Maleagi, verkeerd. Johannes die Doper was die laaste profeet van die Ou Testament. En die volk Israel het gewag en die wêreld het geestelik donkerder en donkerder geraak. En toe kom Johannes die Doper, nie Johannes die latere apostel nie. Ons sien buitekant mense verwar gewoonlik die Johannese met mekaar. Maar toe kom Johannes die Doper wat hoeveel maande ouer as Jesus was? 6 maande ouer as Jesus was. En hy kom net as 'n stem. Net 'n stem. Al wat God het. En die stem skree nie in die middel van eredienste nie, maar in die woestyn. Die eerste ware profetiese stem sedert Maleagi. God kom breek letterlik die stilte soos 'n hemelse trompet wat aankondig en sê, die eerste woorde wat hy sê is, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Daardie 4 eeue van stilte was nie 'n teken van God se afwesigheid nie, dis hoe hulle kon dalk gedink het, maar dit was God se voorbereiding van die arena, soos wat die stilte voor 'n storm die lug reinig vir die groot neerslag wat kom. Ons lees in vers 1 van ons geleesde gedeelte, in daardie dae het Johannes die Doper gekom, en hy het in die wildernis, dis in die woestyn van Judea gepreek, met ander woorde, hy het God se woord verkondig. Dit is so jammer dat die woord preek, en veral in Afrikaans, in ons volksmond, in ons gewone spreektaal, dat die woord preek 'n negatiewe konnotasie gehad het. Dat ons vir mekaar sal sê, of dat die tiener vir die pa of die ma sal sê, ma, moenie nou weer vir my preek nie. Maar dan word as die ma sê, jy sorg dat jy vanaand 11 uur in is, as die 11 uur slaan, dan moet jy inwees in hierdie huis. Ma, moet nou nie vir my preek nie. Broer, hy moet nie vir my oor die vingers tik of my voor sê nie. Ons het 'n negatiewe konnotasie aan die woord preek geheg, wat dit nie in die Bybel het nie. In die Bybel beteken dit om die woord van God te verkondig. Gedurende die 4 eeue van stilte, het die Joodse volk gewoond geraak aan morsdooie, godsdienstige rituele en vormgodsdiens, maar het nie meer iets soos werklike, bloedwarm, sielsverkwikkende, gloeiende godsopenbaring geken nie.
En toe in hierdie bittere geestelike droë tyd kom daar 'n stem, die stem van een wat roep. Net 'n stem. God werk deur niks anders nie. God praat. Gaan nie oor hoe lyk hy nie. Dit gaan oor wat praat hy. God is 'n pratende God. En die verkondiging kom nie in 'n utopia van herlewing nie. Dit kom in 'n woestyn waar daar niks aangaan nie. Dis waar God praat. Dink byvoorbeeld aan 'n dor land waar daar jarelang geen reën geval het nie en die grond is al reeds gekraak en die lug is stil en dan begin die eerste druppels val wat vir jou wys dat dit regtig lewe is wat terugkom. So was Johannes die Doper se stem. Soos die eerste druppels van genade na so lang droogte van stilte. Selfs die barre wildernis is nie te ver om die roepstem van God te hoor nie, sou jy kon sê. Johannes die Doper se bediening begin nie in die stad nie, hy begin nie by die tempel nie. Dit gebeur buitekant die gemak en die plesier en van die mense. God haal as het ware die mense uit die gewoel uit en bring hulle na die stilte om hulle te ontmoet. En die eerste woorde wat hy sê is bekeer julle. Want die koninkryk van die hemel het nou naby gekom. Dis die kern van Johannes die Doper se boodskap gewees. Maar weet jy wat? Toe Jesus later begin preek, want op hierdie stadium het Jesus nog nie self bedien nie. Toe Jesus later begin bedien in die openbare bediening, toe hy ongeveer 30 jaar oud was, het hy presies dieselfde gesê. Gaan lees dit. Markus 1:15, is dit nie Johannes die Doper nie, is dit Jesus wat sê, hy draai dit net om, hy sê, en hy voeg iets by, hy sê, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle, en dan voeg hy by, en glo die evangelie. Bekeer julle en glo die blye boodskap. Hy voeg by glo, vertrou dit. Maar hy preek presies wat Johannes die Doper gepreek het. En presies wat die profete in die Ou Testament gepreek het. Jy sien God se reddingsplan wat God deur die profete van ouds deur die Ou Testament, daai reddingsplan wat God voorspel het, word nou in Christus vervul. Dit is eintlik nou in Christus vervul. Soos Paulus sê, Galasiërs 4:4 sê hy, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Sy seun uitgestuur. En hy bring 'n heerskappy. Die koninkryk van God, 'n koninkryk is 'n plek waar daar 'n koning is wat heers. Dis 'n heerskappy. Die koninkryk van God is nie iets wat jy sien met jou oog nie. Daar staan in Lukas 17 vers 21, kyk die koninkryk, hy sê, Jesus sê, Lukas 17:21, hy sê, die koninkryk van God kom nie met tekens so goed wat jy kan sien nie. Hy sê nee, die koninkryk van God sit binne in julle. Binne in julle. Met ander woorde, dis 'n heerskappy wat deur Jesus se dood in sy lewe en sy opstanding sigbaar word. Sy heerskappy. Vriende, jy kan nie 'n kind van die Here wees as jy nie onder die Here se heerskappy is nie. Dis 'n heerskappy, vriende. Jy kan nie. En u weet, sommige van u weet, toe John MacArthur, en ek is nie noodwendige volkome aanhanger van hom nie, maar baie punte wel, maar u weet die sogenaamde Lordship Salvation, wat John MacArthur mee gekom het, en die heel reperkussies wat dit uitgelok het oor die hele wêreld, toe John MacArthur gesê het, glo in Jesus beteken submit. Jy onderwerp jou aan sy sê. Jy kan nie glo in Jesus en dan lewe jy uit jou sê nie. Dan is jy nie onder heerskappy nie. Heerskappy nie. Die oproep, bekeer julle en glo die evangelie, wys dat toegang tot die koninkryk van die Here net deur bekering en geloof in die Here Jesus moontlik is. Dit word in Handelinge herhaal. Handelinge 3:19 byvoorbeeld, bekeer julle en dan sal julle sondes uitgedelg word. Dis die kern. Dis die kern. God kom in die geskiedenis in.
om mense op te roep deur Jesus Christus. Dis die evangelie waarvoor Paulus hom nie geskaam het nie. Dis die krag van redding. God se krag van redding. Dit lyk nie soos krag nie, maar dit is 'n krag. Die koninkryk, die heerskappy van God het naby gekom, sê hy. Dit beteken God se regering, sy heerskappy op daai stadium waar Johannes daar besig was om te praat daar by die Jordaanrivier. Op daardie stadium was die heerskappy van die Here op die punt om in te breek in die wêreld, want die Here Jesus, die Messias, het gekom en sou sy bediening baie binnekort begin het. Baie binnekort. Jesus was al daar, hy moes nog net na vore tree. So dis wat Johannes bedoel as hy sê die koninkryk het naby gekom. Dit beteken God het dit vir 4000 jaar beloof en nou is Jesus hier. Nou kom God as dit ware self in vlees en bloed om te heers. As Johannes die Doper dus sê, die koninkryk het naby gekom, dis die rede vir die bekering. Die koninkryk het naby gekom, dan bedoel hy dat die Here Jesus nou naby gekom het. Hy sou binnekort met sy openbare bediening begin en 3 jaar later ongeveer sou hy sterwe en opstaan. En in hom het God se heerskappy naby gekom, terwyl dit 4000 jaar lank beloof was. Dis nou naby. Weet jy, toe ek dit neergeskryf het, hierdie woorde neergeskryf het, het ek by myself gesit en dink en gesê, vir myself gesit te sê, wat moet ons dan nie nou sê nie? Wat moet ons nie sê nie? Ons lewe in die bedeling na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees. Hoe naby is die koninkryk nie nou nie? Ek het dit by myself gedink, ek weet nie of dit teologies reg is nie, ek dink dit is reg. En dis iets om oor na te dink, is dit nie? Ons is nou in die bedeling waar Jesus, ek wonder of jy geweet het dat hierdie vers in die Bybel staan. Ek gaan nou 'n vers vir jy aanhaal, dink jy gou of jy dit al ooit gehoor het. Maar moet my liewer nie antwoord nie. En dit staan in Efesiërs 4 vers 10, waar daar staan dat Jesus bo alle hemele uitgegaan het, om nou alles met sy teenwoordigheid vol te maak. Wie het geweet dit staan in die Bybel? Dit is 'n verskriklike vers. Efesiërs 4:10. Jesus het bo alle hemele uitgegaan. Met ander woorde, jy kan maar jou teleskoopie so groot maak soos wat jy wil. Ek hoor nou die dag, ek weet nie waar die ding is nie, maar daar is nou 'n teleskoop wat omtrent so groot soos 'n is 'n verskriklike ding. Hy kyk tot in die ewigheid in daai ding wat hulle nou gemaak het. Maar weet jy wat? Jy gaan nie vir Jesus sien nie. Weet jy hoekom? Efesiërs 4 vers 10 sê, hy het bo alle hemele uitgegaan. Om nou alles met sy teenwoordigheid te vul. Hoe naby is die koninkryk van God nie nou nie? Hoe naby is die koninkryk van God nie nou nie? Een keer het ek vir 'n persoon gebid, en net 'n gewone gebid, die persoon het probleme, en ons het net gewoon gebid, en ek het net die persoon gehelp om sondes en goed te bely, en terwyl ons besig is om te bid en sondes te bely ensovoorts, skielik manifesteer daar 'n bose gees. Net so, woep, manifesteer daar 'n bose gees en neem die persoon se hele persoonlikheid oor, en ek besef, kyk, nou is dit nie tyd vir koffie drink nie. En toe sien ek hierdie wonderlike ding gebeur van die Here Jesus se nabyheid. Dat toe ons in die naam van die Here Jesus bestraf, die bose gees onmiddellik sy mag breek. En ek het toe gedink by myself, dit beteken dat Jesus regtig so naby aan ons is, soos wat ons sê, ons glo hy is, maar ook nie regtig glo nie, maar dat hy dit regtig is. Jy sien dit in die pastoraat waar jy vir mense bid. Dan sien jy dit. Dat Jesus is 'n realiteit, vriende. En in sy naam moet die bose hulle knieë buig. Dit maak nie saak wie daai bose gees is nie. Hy moet die knie buig. Hy moet
die knie buig. Die bose gees sê toe vir my, ek gaan terugkom. Ek sê, o nee, nee, Christus het die poort gesluit. Daar is niks van terugkom nie. Christus het die poort gesluit. Want as 'n mens ingebreek het voor die Here, en jou sondes bely het, en die Heilige Gees van jou geneem het, besit geneem het, dan is daar geen poort meer vir die bose nie, om terug te kom nie. Amen. Daar is nie meer 'n poort nie. As jy gedoen het wat Johannes die Doper sê, bekeer jou, en glo die evangelie, dan is dit klaar met die vyand. Maar as jy nie daar kom nie, is jy altyd 'n oop teiken vir die vyand. Jy's in so 'n gevaarlike ding. Ek het al dikwels vir die mense gesê, waar ons preek, dan sê ons, jy besef julle nie wat 'n gevaar julle is nie. Die woord bekeer beteken, metanoia beteken meta, draai, meta, ons ken dit, meta, draai, in die noes, die Grieks, in die verstand, se draai, metanoia, noia is net 'n verbuiging van noes, dis 'n dis 'n verandering in jou kop, dis 'n verandering van denke en hart, eerstens, om anders te begin dink en kies, en voel, 'n ommekeer met ander woorde, is nie net 'n stuk spyt oor wat verkeerd is nie, dis om rigting te verander, dis 'n proses wat ook nie ophou nie, maar jy is nie net spyt oor sê maar die gevolge van wat jy gedoen het nie, jy het berou oor wat jy vir God aangedoen het. Dis 'n ware bekering. Baie mense bekeer omdat hulle, ja weet, my sondes gaan gevolge hê, jong. Of wat ook al. Party mense bekeer omdat hulle bang is vir die hel. Maar jy al bekeer omdat jy berou het oor wat jy vir God aangedoen het. Dis soos wanneer jy op 'n verkeerde pad ry en jy sien die bord wat sê doodloop straat. Bekering beteken nie net om net stadiger te ry of te sit en wens dat jy nou eintlik op 'n ander pad was nie, maar dis om te draai, jy moet om te keer. En die regte koers te neem. Die verandering van verstand bring ook 'n verandering van, jy kan ons nou vir jouself indink, dit bring 'n verandering van pad, van wat moet jy dit noem, lewenstyl, met ander woorde, innerlike bekering lei tot uiterlike gehoorsaamheid, dit kan nie anders, jy is nie net 'n nuwe gevoel nie, is 'n nuwe lewe. Dis hoe jy altyd 'n vals bekering by iemand kan uitken, daar's nie vuur en daar's nie vlam nie. As die ware, broers en susters, as jy omgekeer het en die Heilige Gees vir jou gegryp het, daar kom 'n vuur en 'n vlam wat jy andersins nie het by ander mense, jy nie sien nie. Daar's 'n vuur en 'n vlam in die persoon se siel. Daar's nie 'n ander manier om onder die Here daar's nie 'n ander manier om onder die Here se heerskappy te kom nie. Met ander woorde om die koninkryk in te gaan nie. Jy moet bekeer en jou vertroue op Christus se soenverdienste begin neersit. Glo, soos iemand wat aan 'n valskerm vasklou, om veilig te kan land. 'n Kind van die Here is iemand wat aan dit wat Jesus gedoen het, vasklou vir lewe en dood, soos 'n valskerm. Dis geloof. Ek kan nie verstaan hoe iemand kan dink en sê, ek is gedoop en ek het in God se verbond groot geword binne 'n Christelike ouerhuis en is net van altyd af 'n kind van die Here en daarom is bekeer en glo eintlik nie relevant vir my nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Dis nie relevant vir my nie, nee dankie. 1000-mal nee. Die reuse voorregte van doop en verbondsopvoeding en Christelike ouerhuis moet juis lei tot bekeer en glo.
Dit staan in Romeine 2 vers 5 waar Paulus sê dat die goedheid van God, vriende, as 'n mens in 'n ware geredde ouerhuis gebore is en groot geword het, dan geld die belofte van die Heilige Gees vir jou, sê die Bybel. Dis die wonderlikste goedheid van God dat jy daai doop mag ontvang, dat jy in daai huis mag groot word. Dis is die goedheid van God. Maar hoor nou wat sê Romeine 2 vers 5. Die goedheid van God is juist bedoel om ons tot bekering te lei. Nie om jou te sus onder 'n narkose nie. As jy mooi na hierdie gedeelte kyk wat ons vanmôre gelees het, as jy sien dat die ou verbondsvolk met wie Johannes hier praat, het ook gesê, ons het Abraham as vader. Nou, ons is van die verbond. Nee, jy vir ons preek nie, ons is van die verbond. Maar Johannes sê, man, God kan uit hierdie klippe uit verbondskinders van Abraham maak. Nee, dit moet daai ding na my toe kom nie. En 'n mens kan so maklik, omdat jy, dis soos 'n goddelose vrou eendag vir die dominee gesê het, dominee, moenie met my kom praat nie, dis op huisbesoek, moenie met my kom praat nie, my pa was 'n ouderling, en hy sê, en sy dogter, 'n kind van die duiwel. 'n ouderling is my pa gewees. So asof as jy in die oordeelsdag staan, dan kan jy sê, pa, kom help gou. Nee, as jy voor die oordeelsdag staan, is dit net jy en die Here. Johannes die Doper vervul, hy kom en hy vervul wat die profete in die Ou Testament gesê het oor hom. Byvoorbeeld Jesaja, wat gesê het, 700 jaar tevore, het Jesaja gesê, daar gaan 'n man kom, wat soos 'n stem roep in die woestyn, berei die pad vir die Here, maak sy paaie reguit. Dit is Johannes die Doper waarvan Jesaja gepraat het. Niks gebeur toevallig nie. God se plan loop in 'n reguit baan deur die eeue heen. Johannes is die stem, Jesus is die woord. En Johannes se taak is om die pad, nie pad nie, die geestelike pad, gelyk te maak vir die Here Jesus se bediening om te begin, wat net aanstonds sou begin. In die antieke tyd, wanneer 'n koning op reis was, dan het die werkers vooruit gegaan en die pad reggemaak vir die koning se koets. Gate is opgevul, klippe weggerol, draaie reguit gemaak. Johannes doen dit nou net geestelik. Hy roep die mense op die pad van hulle harte te kom voorberei vir die koning van die heerlikheid, wie se bediening binnekort gaan begin. Die paaie van die hart moet reggemaak word, die kronkels van trots en die klippe van onvergifnis en die slote van selfregverdiging en die slaggate van onreinheid, en jy noem dit op. Bekering stel 'n mens in staat om te kom met jou kronkelpaaie en dit onder God se heerskappy te bring vir herstel. Vriende, ek wil graag vir u vanmôre sê, niks anders op aarde kan dit regkry nie. Hoor hier, ek wil net sê vir u, deesdae, nou, ons lewe in die tyd van kunsmatige intelligensie, waar ons net eenvoudig 'n knoppie druk en alles kom uit en ons het alles wat ons moet hê. Maar selfs al die tegnologiese vordering en alles wat ons het, kan nie die hart van die mens gesond maak nie. Niks kan dit doen nie. Net die Here se heerskappy wat kom op jou lewe kan dit doen. Sal ons vanmôre luister na hierdie ou profeet met sy, kyk daar, die klere wat hy daar het, kameelhare, met oude hy klere eintlik gedra, wat hom so skaaf, is nie lekker gemaklike, sagte klere nie, so, en hy eet sprinkane en wille heuning. Met ander woorde, sy lewenstyl ondersteun sy boodskap. Hy lewe nie vir wêreldse goed en status en rykdom nie. Sy hele lewe sê, kyk daar is Johannes die Doper op die prentjie. Hy sê, ek is hier vir die Here alleen. Dis hoekom ek hier is. Is nie mooi nie?
Daarmee sê die Bybel nie, ons moet uitstorm hier en al ons klere gaan weggooi en begin meelsakke en goed aan mekaar stop om dit te dra en net begin heuning eet nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel praat oor die hart. Die hart. Jy kan so 'n das soos hierdie dra en jou hart kan so wees. Terwyl jy so 'n das het, kan jou hart so wees voor God. Is dit nie waar nie? Hy lewe net van wat genoeg is. Hy het niks om te verloor nie. En omdat hy niks het om te verloor nie, is hy vry om die waarheid te praat. Dis die probleem in die bediening, vriende. 'n Vriend van my het dekades gelede vir my gesê, en ek kon nooit daarop agslaan nie. Hy het vir my gesê, dit was 'n tentmaker, 'n man wat self gewerk het vir sy inkomste en wat nie afhanklik was van enige kerkraad of gemeente bydraes of enigiets nie. Maar weet jy wat, hy sê, omdat ek nie daaraan gebonde is nie, kan ek die waarheid praat, want ek het niks om te verloor nie. Maar vra vir predikante, waarom is jy nie gehoorsaam aan die Here nie? Dan sal hy vir jou sê, my pensioen. My dit, my pastorie. My dit, my dat, my die, my daai. Ek gaan hier goed verloor, man. So ek loop liewer die pad van kompromie. Maar as jy niks het nie, dan kan jy God se woord praat. Maak nie saak wie sê wat nie. Want jy kan niks verloor nie. Dis baie keer die goed wat ons het, wat ons aan ons strot beet het, dat ons nie kan getrou wees aan die woord van God nie. Wat 'n prys gaan ons nie daarvoor betaal eendag by die oordeel nie. Omdat ons ontrou was. Omdat ons gecompromise het. Mag die Here Tafelberg gemeente bewaar van daai pad. Hy is besig om ons te bewaar. Johannes die Doper het nie sagte klere nie, hy sit nie in 'n paleis nie, hy het 'n ruwe mantel in die veld, hy lewe van sprinkane. En tog sê Matteus, groot menigtes uit die gemaksones. Let op, waar kom hulle vandaan? Jerusalem, Judea, uit hulle mooi huise, hulle los hulle karre daar, hulle kom uit hulle gemaksone uit, na die woestyn toe, waar Johannes die Doper, wat so lyk, waar hy besig is om nie mooi preke te preek. Ons gaan 'n fantastiese preek weer vandag hoor. Nee, hulle weet maandag wat hulle Saterdag gehoor het. Bekeer julle, want die koninkryk het naby gekom. Hulle kom om hom te hoor. Hulle word as dit ware deur 'n onsigbare hand magneties aangetrek na Johannes die Doper se prediking toe. Deur die magnetiese krag van die Heilige Gees kom daai mense eenvoudig op die waarheid te kom erken. Selfs al kom dit uit 'n eenvoudige mond van 'n man wat nie eens 'n priester is nie, nie eens 'n rabbi is nie. Hy's 'n niks. Hy's 'n Mr. Nobody. Hy's niks. Johannes die Doper is niks. En hulle kom daar, hulle word deur 'n magnetiese hand aangetrek uit hulle mooi huise uit. Hulle ry ver, betaal 'n klomp geld. Hulle kom daar in die woestyn aan. En hulle kom bely hulle sondes, wat 'n teken is dat hulle hart vir God begin oopgaan het. Hulle erken hulle verdorwenheid en soek water om dit af te was. Maar meer nog, hulle benodig die bloed van die lam wat binnekort sou kom, want dis waarop daai water van Johannes die Doper, daai Jordaanwater, wat ook maar 'n ou vuil rivier was, waarop daai Jordaanwater gewys het. Dit het gewys op die Messias wat nou gaan kom, wat alleenlik vir jou kan was. Het is mooi om te sien dat die mense hulle sondes bely, maar weet jy wat? Dit is tragies om te weet, dat net 'n paar jaar later, 3 jaar daarna, wat is 3 jaar, is niks, 3 jaar later, daai selfe mense, het hulle die Messias vir kruisiging gestuur. So hulle het hom nie eens aangeneem nie. Jy sien, bekering moet tot geloof lei, anders bly dit net 'n emosie sonder enige vernuwing. Die massas het gesê, kruisig hom! Dieselfde wat gesê het, Hosanna,
met die palmtakke, nee, die maandag, nee. Hulle het omgeswaai van die maandag na die donderdag, nee. Omgeswaai van 'n maandag na 'n donderdag. Omgeswaai, net so. Van Hosanna af tot kruisiging. En baie van hulle was Johannes die Doper se dopelinge. Nee, my doop het my gered. Ons kry hoeveel mense in hierdie week weer wat verby is. Mense wat sê, "Nou ja, nee, dis nou baie mooi wat julle nou hier doen, maar jy weet, ek wil net vir jou sê dat ek is gedoop, ek is 'n gedoopte man, jy weet." Vriende, dit beteken niks. Niks. As dit waarvan die doop praat nie daar is nie, dan beteken dit niks. Ek glo onmiskenbaar, glo ek, dat dit weer 'n groot behoefte van ons eie dag is, dat die Heilige Gees mense na die woord van God toe magneties moet begin aantrek. Hier is 'n bewys dat God dit kan doen. Hy het hierdie mense magneties getrek met 'n onsigbare hand om na Johannes die Doper toe te kom. En onder andere kom daar ook toe ouderlinge, predikante en teoloë. Hulle is genoem die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle kom toe ook daaraan om gedoop te word, maar Johannes die Doper wys met daai vinger van hom wat jy daar sien. Hy wys met daai vinger na hulle en sê, "Julle slange, addergeslag," in die Grieks. Wie het julle gewaarsku om te vlug vir die toekomstige toorn van God? Hy noem hulle addergeslag omdat hulle kerkleiers, skrifkenners en vormgodsdienstige kerkleiers skynbaar vroom lyk, maar binne so vol gif is. Dit is soos 'n pragtige kobra. 'n Mooi slang, maar hy's vol gif. Hy kan jou binne 3 kwartier ondersit. Hulle wou die doop hê, maar nie die bekering nie. Dis iemand wat sy huis sien brand en eerder dan maar net die rook probeer wegwaai as om die vuur te blus. Hulle wou die buitekant skoon hou, maar die binnekant was nog net so onrein. Daaroor was hulle nie bekommerd nie. Was nie bekommerd oor die binnekant nie. Jy kan maar kyk, as jy mediese dokters neem, prys die Here vir hulle. As jy mediese, kom ons neem GP's, as jy gewone huisdokters het, hier, en dan jy aan hierdie kant, het jy sielkundiges, beraders, geestelike beraders, dan kyk jy na hulle spreekkamers, hierdie vol, want dis uiterlike kwale, my neus loop, my sinus, my ore, my longe, my dit, my dat, dis uiterlike goed, dit bekommer ons tel die telefoon op, yes, ek moet gou dokter toe gaan. Maar oor die innerlike goed, kyk hierdie spreekkamer, leeg, daar gaan niks aan daar nie. Hoekom? Want ons is nie bekommerd oor dit wat innerlik is nie. Ons is nie bekommerd daaroor nie. Net alles gaan net oor die uiterlike. Maar God kyk nie na afkoms of status nie, vriende. Johannes sê vir hulle, moenie sê julle het Abraham as 'n vader, met ander woorde, julle is verbondsmense nie. Die Here kan klippe maak vir kinders van Abraham. Klippe uit die klippe vir hom kinders maak. Met ander woorde, God is nie afhanklik van menslike tradisies en erfenis en nie. Hy kyk hy kyk nie daarna nie. Jy is nie outomaties deur die verbond gered nie. In Tafelberg gemeente, broers en susters, bely ons hartlik die leer soos wat ons dit nog altyd bely het, maar ons glo in Tafelberg gemeente nie aan wat ons kan noem verbondsautomatisme nie, dat jy outomaties deur die verbond nou maar net in die koninkryk van God indryf nie. Ons glo nie dit nie. Ons glo aan bekering. Reg. Die byl lê aan die wortel van die bome, sê Johannes die Doper. Beteken die oordeel is naby, is buiterhand. Is nie ver nie. God se geduld is geweldig, soos 'n oseaan is God se geduld, maar hy sal nie vir ewig wag nie, broers en susters. Elke boom sonder vrug gaan uiteindelik uitgekap word. Maak nie 'n fout nie. Stel jouself voor 'n boer wat deur sy boord stap en hy kyk na die bome en hy kyk na die vrugte aan die bome en dan's daar 'n boom of 2 wat sonder vrug daar staan. Hy verbeel hom op dat die boom het laas jaar ook daar gestaan en die boom het nie vrug nie en hy staan reeds met die byl in die hand en dan gee hy nog 'n kans vir nog een seisoen. Maar hy gaan nie vir altyd aanhou kanse gee nie. Uiteindelik gaan hy die boom uitkap. Een van die grootste vloeke in ons dag is belydende Christene wat net blare is, maar nie vrug nie. Sal die Here se byl vir ewig talm of gaan daar 'n uitkapdag kom?
Johannes sê, ek doop julle wel met water tot bekering, soos ons net nou gesê het wat die Griek sê. Nie bekering tot water nie. Water tot bekering. Sy doop was sodat hulle moes bekeer. Maar hy wat na my kom, dis die Here Jesus, is sterker as ek. Hy gaan julle doop met die Heilige Gees, met vuur. Hy gaan julle daarmee doop. Johannes weet dat sy bedeling is net voorbereidend. Hy weet dit. Hy weet dat sy doop is net uiterlik. Dit reinig net die liggaam, maar nie die hart nie. Christus bring die doop met die Heilige Gees, die innerlike vernuwing en die vuur van reiniging en oordeel. Christus bring dit. Dit is wat saak maak. Dis wat saak maak. Duidelik en helder leer hierdie vers vir ons dat sonder die doping met vuur beteken die doping met water niks. Dink aan silwer wat in 'n vuur gesuiwer word. Die vlam verbrand al daai onsuiverhede en wat oorbly is gesuiwerd en blink. So reinig die vuurvlam van die Gees van God ons van binne. Maar vir die wat net met water gedoop is, sal dieselfde vuur oordeel uiteindelik bring. Want die Bybel sê die vurk, God se vurk is in sy hand en hy gaan sy dorsvloer reinig. Hy sal sy koring in sy skuur bring aan die een kant en hy gaan die kaf aan die ander kant verbrand met 'n onblusbare vuur. Hy sal dit doen. Christus is die groot suiweraar. Hy bring skeiding tussen wat waar en vals is, wat reg en eg en oneg is. En die dorsvloer is die kerklike kring, nee. Die koring is diegene wat bekeer en glo, die kaf is diegene wat nie bekeer en glo nie. En daar's net hierdie twee groepe, koring en kaf, daar's niks tussenin nie. Daar gaan nie op die laaste dag 'n derde of 'n vierde groep wees nie. Daar gaan net koring en kaf wees. Wat 'n mens laat vra, is ek koring of kaf? Dit is maklik om tussen die gelowiges te staan, maar die vurk van Christus sal die onderskeid maak uiteindelik. Die wind van sy oordeel gaan alles wegwaai wat lig is en leeg is. Is opvallend later wanneer die Here Jesus preek, dan sê die Here Jesus presies dieselfde in Matteus 25. Maar hoor hoe stel die Here Jesus dit? Hy sê nie koring en kaf nie, hy sê iets anders. Hy sê, Jesus sê in Matteus 25:31, sê hy, wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit en al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter skape en bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links laat staan. Dan sal die koning aan die van sy regterhand sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is, kom, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af al vir julle voorberei. Neem dit nou as 'n erfenis in besit. Maar hy sal aan sy linkerkant sal hy sê, gaan weg van my af julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is en hierdie mense sal die ewige straf ontvang, sê Jesus, maar die wat die wil van God gedoen het, dis bekeer en glo, die ewige lewe. Hoe kan 'n mens dit mis? Ons hoor nogal daar buite mense wat sê, hulle glo nie hierdie fabels nie. Hulle sê hulle glo nie dat daar eintlik lewe na die dood is nie en hulle glo nie dat daar 'n laaste oordeel. Woe! Lag hulle met so groot oopmond. Hulle glo nie dat daar 'n ewige straf en 'n ewige heerlikheid en sulke goeters is nie. Hulle dink dat omdat hulle dit ontken, verdwyn daai waarhede. Vriende, as ek ontken dat daar iets is so suurstof, beteken dit nie daar's die suurstof nie. Sê maar net die Bybel is reg en hierdie mense se opinies is verkeerd. In alle eerlikheid moet daar tog 'n persentasie moontlikheid bestaan dat die Bybel reg kan wees. Min mense sal dit ontken. Party sal seker, maar die meeste mense sal sê, miskien 1% moontlikheid dat die Bybel dalk reg is. Wel, 1%. Kom ons sê dit is reg. Waar gaan dit vir jou laat in die ewigheid? Jy met jou groot mond, mevrou, waar gaan dit jou laat in die ewigheid?
as die Bybel reg was en jy verkeerd. Die einste woorde wat mense ontken, gaan hulle juis oordeel. Jesus sê in Johannes 12 vers 47, ek gaan julle nie oordeel in die laaste dag nie, sê hy. Die woorde wat ek gepraat het, gaan julle oordeel in die laaste dag. Erken liewer jou nood aan ware bekering. Bekering is nie opsioneel nie, dis die begin van verlossing. Sonder dit kan niemand in die koninkryk van die hemel ingaan nie, vriend. Vertrou nie op tradisie en erfenis nie. Ons is nie outomaties gered omdat ons uit Christelike families kom nie. Ons word gered deur Jesus se kruisredding en in 'n persoonlike verhouding met hom. Die Bybel sê almal wat hom aangeneem het mag gekry om kinders van God te wees. Is nie soos vandag se universaliste vir jou sal sê, almal is eintlik op 'n manier maar kinders van God nie. Nee! Almal wat hom aangeneem het hy reg gegee om kinders van God te wees. Ek het dit een keer in 'n groep by 'n comment geskrywe en ek is vir ewig verban uit die groep uit. Laat Christus jou reinig met sy gees en vuur. Dit is pynlik om deur vuur gesuiwer te word. Natuurlik is dit pynlik, maar dit is baie beter as om in die oordeel verteer te word. En wees 'n sielewenner, vriende. Wees 'n sielewenner. Iemand het een keer gesê, indien ons enigstens werklik die Bybel sou glo en dat daar 'n ding soos koring en kaf, skape en bokke sal wees en dat die kaf verbrand gaan word, as ons dit regtig op enige manier dalk glo, dan sal ons sê die persoon oor glasstukke kruip om mense te waarsku. Want elke mens wat jou pad kruis, gaan op daai dag koring of kaf wees. Elke mens. Hy sê jy sal oor glasstukke kruip om mense te waarsku. En as jy gewaarsku het en die persoon stel nie belang nie, dan gaan jy na die volgende persoon toe. Ek het hierdie hele week gedink oor iets wat ek vir u wil sê en toe het dit so rof gegaan hierdie week dat ek dit toe nie bedink het nie. En nou het ek dit nie om dit te sê nie. Maar ek wil dalk dit off the cuff uit my mou sê. En dis vir my verskriklike kosbare waarheid. Ek kan dit ook na die kollekte as 'n tweede diens hou. Maar kan ek net 'n slotopmerking maak? Kom ons laat die preek is nou verby. Dis nou amen, ons gaan nou bid. Kan ek 'n slotopmerking maak net oor die vuur van die Heilige Gees? En ek wil hê jy het nou baie geluister en jy mooi soet gesit en luister, maar kan ek vra dat jy nou net vir 'n paar minute nie asemhaal nie. En net luister. Luister net wat ek vir u wil sê. En ek praat nou met mense wat ernstig die Here Jesus dien. Hierdie woord is vir julle. Ek dink dat daar 'n innerlike salwing op die kind van die Here se menslike gees is. Wanneer 'n mens tot wedergeboorte gekom het, 'n mens bestaan uit 3 dele. Jy het 'n liggaam, jy het 'n siel, dis jou wil, emosies, denke, al daai goed. Maar jy het ook 'n gees. Dis wat 'n hond nie het nie, 'n dier nie het nie. Net 'n mens het 'n gees. Dis 'n gees met 'n klein letter G. Daai gees is dood van geboorte, konsepsie en geboorte is hy dood totdat die wedergeboorte plaasvind. Omdat die gees dood is, die menslike gees dood is van nature, daarom kan die mens, al het hy 'n intelligensie van 180, kan hy geestelike dinge van die Here nie verstaan nie. Jy sit in 'n diens soos hierdie, oh my, ek het die vleis op die stoof vergeet. Hoe lank gaan die ou nog aan?
Wat 'n punt is hy nou by? Jy kan nie geestelike dinge verstaan nie, totdat jou gees lewend gemaak word. En vanaf die oomblik wat die gees lewend gemaak word, kom daar 'n innerlike salwing op jou menslike gees. En daai innerlike salwing is die vlam van die Heilige Gees. En dit word jou kosbaarste besitting. En dit moet gekoester word. En wanneer jy voel dat dit taan, dan moet dit gesoek word. Daar's 4 maniere hoe 'n mens dit soek. Hoe 'n mens soos 'n blaasbalk die vlam weer aanblaas. Daar's 4 maniere. Die eerste is 'n dringende gebed. Die tweede is die uitwissing van onbeleide bewuste sondes. Sondes waarvan jy bewus is, wat nie bely is nie. Die derde is 'n verhelderende fokus op Christus. 'n Genieting van wie Jesus is. Die vierde is om te gehoorsaam in wat jy weet wat volgens die woord van God is. Dit is soos 'n waterbron, hy's vol. Dit is soos 'n pyp wat van die waterbron kom met die helder water na jou huis, na jou kraan toe, dan draai jy die kraan oop en dan is daar net druppeltjies. Nie omdat daar fout is by die bron nie, of by die water nie, maar omdat daar in die pyp 'n verstopping is. En die manier hoe ons handel met die verstoppings is deur gebed, uitwissing van onbeleide bewuste sondes, 'n verhelderende fokus op Christus en gehoorsaamheid in alles. Hierdie 4 vlam van die Heilige Gees in die menslike gees word vir die kind van die Here hoe later hoe meer ononderhandelbaar noodsaaklik. You can't live without it. En jy wil nie hê, of jy wil nie toelaat dat enige iets dit belemmer nie. Daarom gee jy maklik prys enige iets wat in die pad daarvan kan staan. En maklik enige iets. Gee prys. Hierdie gevoel teen iemand, hy wil in die vlam se pad, gee prys. Hierdie versoeking tot 'n onrein verhouding, gee prys. Hierdie skat verloor ek nie. Kom wat wil. Selfs al moet jy soms in afsondering gaan en al moet jy heel nag tot God roep. Ek lees, net voor ek hierdie een gery het ek gou weer net gelees van Jonathan Fletcher. In die tyd van John Wesley, vriend van John Wesley. En hoe hy in 'n persoonlike gesprek teenoor John Fletcher was 'n man van God. Hy het ook dikwels gebid, "O Lord, Here, ek bid vir hierdie innerlike vlam." Hy het daarvoor gebid. Ek bid vir die innerlike vlam in my gees. Ek kan nie sonder dit nie, ek kan nie sonder dit nie, ek kan nie sonder dit nie. En toe het hy teenoor John Wesley een keer erken en bely hoe dat die duiwel hom dikwels versoek het om sy eie lewe te beëindig. En hoe dat hy dan vir 'n hele nag tot die Here gaan roep om oorwinning te kry daaroor. Om in oorwinning te staan oor dit. En ek het toe ek dit lees vanmôre, dit was net nou, toe ek dit lees, toe dink ek by myself, toe wonder ek of ek gaan onthou om dit te sê vanmôre, maar ek onthou dit nou, om vir u te sê, waar kry ons nog vandag hierdie tipe godsvrug?
in kinders van God se lewens. Die innerlike vlam van die Heilige Gees in die menslike gees. Mag daar 'n oomblik kom wat ons kan sê, hierdie ding, dis vir my die kosbaarste ding in my lewe. Ek wil nie hê dit moet uitgeblus word, ooit nie. Net aangeblaas word. Die vlam van die Heilige Gees. Geliefdes, ken u dit? Soek u daarna met u hele siel en hart. Ag, mag die Here dit wil gee. Al die ander goed waaroor ons so bekommerd is, weet jy wat, dit gaan alles verby. Alles. Ons lê in die nagte wakker, vra my, oor dit en dit en dit. En dikwels, maar lê ons wakker lê ons wakker oor wat saak maak. Ek gee 'n oomblik van stil gebed. Net 'n minuut. Stil gebed. Vader, ons dank u dat u ook weer dit goed gevind het om ons groepie hier versamel te kry vanmôre, van oral uit die stad. En dat u 'n doel gehad het ook met hierdie ontmoeting. Dankie dat u nog steeds deur die Gees en Woord lewend praat. Lewend praat. Here, ek wil bid dat daar waar mense miskien mag wees, wat 'n liggaam en 'n siel het, maar waar die menslike gees nog dood is, dat u daai siel, daai gees sal lewend maak, Here, deur die wonder van wedergeboorte. En waar daar van ons is waar die gees lewend is, en waar daar reeds 'n vlam in ons is, daai vuur het reeds ingekom. Dat ons dit sal soek en koester, soos niks anders in ons lewe nie. Om te sê, Here, ek kan nie sonder dit lewe nie, en ek wil ook nie sonder dit lewe nie. Help ons, Here. Help dat vanuit hierdie klein gemeente daar 'n vuur van God sal uitgaan in hierdie plek waar ons bly. Wil u nie gee nie. Amen.